Vandag het die AGS Kerk in Post10, Postmasburg, op treffende wyse gewys dat 'n arbeider inderdaad sy loon werd is. Met diepe waardering het die gemeente hul herderspaar, Evangelis Jon Lottering en sy eggenote Lena Lottering, vereer vir hul toegewyde dienswerk, nie net in die kerk nie, maar dwars deur die breër gemeenskap. Volgens proponent Manfred Sekui, wat die boodskap gelewer het, is die erkenning van herderspare nie net 'n tradisie nie, maar 'n jaarlikse nasionale instruksie van die AGS Kerk van Suid-Afrika. Onder die leiding van die Lottering egpaar beleef die gemeente groei wat selfs sigbaar is in die bakstene en sement van hul kerkgebou, wat tans 'n groot uitbreiding ondergaan. 'n Groter heiligdom en 'n splinternuwe sy saal is reeds in aanbou, 'n tasbare teken van hul impak. Tydens die besondere erediens het verskeie sprekers hul waardering gedeel. Bishop Hendrey Jacobs, besoekende leraar, het die gemeente herinner aan die uitdagings van pastorale bediening en roeping wat dikwels swaar dra, maar deur God se genade staande bly. Hy het ook hartlik teruggedink aan sy en Evangelis Lottering se vroeë dae, hul kaalvoetjare, hul skooltyd, die weermag en uiteindelik hul gedeelde roeping in die bediening. Namens die kerkraad het ouderling Mervin Paulsen die egpaar op 'n mooi wyse geëer met: "Julle is 'n ware refleksie van voortreffelike leierskap. Vandag kom ons as gemeente bymekaar om 'n kosbare geskenk van God te eer." Proponent Sekui, wat tans teologie studeer, het sy boodskap gegrond op 1 Timoteus 5 vers 15 tot 18 en gefokus op die gevaar van narcisme, 'n houding wat nooit die rol of gewig van 'n pastoor ten volle kan verstaan nie. Hy het benadruk dat ware herderswerk altyd selfloos is. Dit gaan nie oor ego, glans of beeld nie, maar oor God se werk. Hy sê: "AGS Post10 het 'n selflose herderspaar wat hul eie behoeftes agtertoe skuif vir die werk van God." In sy afsluitende gebed het hy vir genesing gebid, genesing van narcisme in die kerk, in huwelike, verhoudings en werkplekke. En hy het die egpaar Lottering geloof as ware voorbeelde van nederige, toegewyde bediening. Vanoggend die AGS Post10 is 'n waarderingsdiens, maar dit gaan nie oor die herderspaar wat in beheer is nie. Dit gaan oor die werk wat hulle doen in die kerk sowel as in die gemeenskap. Ons moet vanmôre eer betoon aan die mense in die bediening van die Here. Ons is aangestel deur God as 'n herderspaar in AGS gemeenskap. Maar ons is nie net herderspaar vir AGS Post10, maar ons is selfs oor die gemeenskap is ons vanoggend ook as herderspaar daar. Ons is vanoggend dankbaar vir die dag en vir die geleentheid om vanoggend deel uit te maak van hierdie spesiale dag. AGS Post10, waar 'n gemeenskap vandag opgestaan het om hul herders met liefde en eer te bedank. Hierdie insetsel was moontlik gemaak deur Zyn Williams Pastorale Beraders in Postmasburg. Bespreek vandag nog jou afspraak vir goddelike herstel in jou lewe. Die afgelope naweek het die leier van die DA, Jon Steenhuisen, die Noord-Kaap Kongres toegespreek met 'n kragtige boodskap. Die Noord-Kaap is sentraal tot Suid-Afrika se toekoms en saam kan ons dit regmaak. Steenhuisen het die provinsie se ernstige uitdagings uitgelig: misdaad wat gemeenskappe ontwrig, water- en rioolkrisisse in Mtanyeni en Gamagara en infrastruktuur wat steeds verder agteruit gaan. Maar volgens hom is die oplossing eenvoudig en binne bereik: 'n regering wat werk, wat dien en wat nie steel nie. Hy beklemtoon dat die DA reeds verandering bring, van veiliger gemeenskappe tot verbeterde dienste in die gebiede waar hulle regeer. Met die 2026 plaaslike verkiesing wat vinnig nader kom, roep Steenhuisen elke aktivis, elke vrywilliger en elke inwoner op om saam te staan op die pad van herstel. Saam kan ons hierdie provinsie laat werk. Saam kan ons die Noord-Kaap herstel. 4 December 2025, the accused Bhavya Adams pleaded guilty to a charge of attempted murder in the Kalfini Regional Court.
in terms of Section 112(2) of the Criminal Procedure Act. The incident occurred on 26 August 2025 when the accused stabbed multiple times with a knife after she refused to go with him. He was sentenced to 20 years imprisonment, of which 5 years were suspended for 5 years. It is important to note that Adam still has 5 years remaining from a previous sentence handed down in the Lutzville court for similar charges. The presiding prosecutor, Mr. Kiewitz, requested that the current sentence not run concurrently with the earlier one. This ruling ensures that Bobby Adams will only be eligible for parole when he is over 50 years of age, and his sentence will extend until he is over 60 years old. This outcome represents justice for the complainant and for the woman of Louisfontein that reaffirms SAP's commitment to protecting vulnerable members of our society. Special recognition is extended from the District Commissioner, Brigadier Schalk Andrews, to the investigating officer, Sergeant Mario September, and the State Prosecutor, Mr. Kiewitz, for the meticulous work collectively that secured this outstanding conviction. The accused was declared unfit to carry a firearm. This news bulletin was made possible by our advertisers supporting independent community journalism. Horizon Media, Northern Cape.